Dis hy, goeiemôre julle. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend saam met julle te wees. Dankie vir die aanbidding, dankie vir al die mooi verwelkoming en die gasvryheid. Julle weet, dit is my en Natasha se absolute grootste voorreg en dis ons hartse punt om hier te kan wees. So ons het ons dogter en ons toekomstige skoonseun, julle oor wat sit 50 dae, 49 dae. Trou hulle so wat 48, ekskuus Natasha. 48 dae, Natasha tel die slaapies af. Trou hulle ook. Ons is so opgewonde saam met Philip en Teresa wat gister Alet se troue gevier het daar in Wellington. Ek hoor dit was bietjie koelerig daar in Wellington gewees. Maar ja, ons is dankbaar ook saam met hulle. En dan het ons 'n verjaarsdag dink ek vandag en JK verjaar en wat ook al en ek dink iemand anders nog, né? Nee? Ja, Adel verjaar ook. Hallo Adel. Baie geluk met julle verjaarsdag. So dit voel al soos 'n familie, nee, as ons hier instap. So dis vir ons regtig 'n groot voorreg om hier te wees. Ons gaan nou die kinders salf. Ek wil net eers vir julle 'n storie vertel en dan gaan ons die kinders salf. Nicole het so 2 weke terug, dis ons jongste dogter, sy is nou 14 en sy is in graad 9. Het so 2 weke terug het die onderwyser van die skool ons gebel en gesê, ons kind is totaal en al hartseer, sy lyk af, dinge lyk nie lekker nie, en toe sy die middag in die kar klim, toe vertel sy ons die storie, toe sê sy aan die begin van die dag, het 2 vriendinne, hulle so groepie, waar sy is, sy sê dit is die populairste groepie in graad 9, nou as julle vir Nicole ken, sy wil net in die populaire groepe wees, vir haar verskriklik belangrik en sy het 'n groot persoonlikheid en sy is 'n ekstrovert en sy trek net nog meer mense in en wat ook al en daai oggend het 2 van die maatjies van die groepie vir haar gesê hulle wil graag saam met haar gaan koffie drink. Hulle het so 'n koffiewinkel daar by hulle skool en hulle het vir haar gesê hallo en hulle het vir haar koffie gekoop en toe sê hulle vir haar jy kan nie meer deel wees van ons groepie nie. Nou kom ek sê vir julle ek het nou nie geweet dit gaan so 'n massiewe impak op haar hê nie, maar dit het 'n verskriklike reperkussie op haar, net op haar gemoed en haar menswees gehad en dit was vir haar verskriklik en ons het die afgelope 2 weke moes ons toe nou navigate deur die emosies en deur al die dinge wat so oorweldigend groter lyk as wat hulle regtig is en goed wat eintlik, jy weet, nie so klein is nie, lyk kleiner vir haar en sy probeer goeters te downplay en dis nie so erg nie maar is eintlik verskriklik erg en wat ook al so en weet jy wat het ek toe nou agtergekom dat Nicole se storie is glad nie uniek nie. Ons almal beleef een of ander tyd Nicole se storie in ons lewe. Nie waar 2 vriendinne jou een kant toe roep en vir jou sê, jy is nie meer welkom en deel van die groep nie, maar ander emosies, ons beleef dit by ons werk, ons beleef dit in ons huwelik en dan voel ons verward en ons voel eensaam en ons voel alleen, ons voel verwerp, ons voel totaal en al of embarrassed. Jy weet, asof hierdie wêreld ons net moet insluk, want ons weet nie, jy weet, hoe gaan ek terug gaan skool toe môre, hoe gaan ek terug gaan werk toe, hoe gaan ek daai persoon konfronteer, hoe gaan ek hierdie situasie hanteer, bloed en borrelstukke. Dit is moeilike seisoene, en die 2 woorde wat hierdie afgelope 2 weke die heeltyd by my opkom is hierdie ding van voorkomend versus ingrypend. Jessie, weet julle wat, het ek agtergekom, ons is 'n mensdom wat by ingrypend leef die hele tyd, en ingrypend bedoel ek, jy weet, as die kerk nou nie meer finansies het nie, dan moet julle net vir ons sê, dan sal ons gee, hoor. Maar ons gee nie voorkomend nie, want dan gee ons mos vir salarisse en ons gee vir elektrisiteit en rekeninge en sulke goed. En ons wil vir die werk van die Here gee. Ons wil ingrypende goeders, nê. As die kerk nou op sy laagste is en daar's nou nie meer geld om 'n ding te betaal nie, dan stap iemand hier op en sê hulle ouens, ons is in 'n situasie, julle moet asseblief ingryp, nê. Jy weet, ons raak betrokke by projekte en by organisasies as dit ingrypend is. Dit is nou dit gaan nou op hulle slegste. Nee, al die tieners is nou swanger. Dan wil ons sê, okay, nee, maar nou moet ons seker gaan doeke koop en
formulemelk en wat ook al, maar voorkomend beteken lank voor die tyd, dat die tieners nooit swanger hoef te geraak het nie, in die eerste plek, maar dit verg baie meer, dit verg baie meer commitment, dit vraag baie meer tyd, dit vraag baie meer energie, baie meer momentum, So die Here, dink ek, praat deur Nicole se storie met almal van ons om te sê, maar begin in 'n voorkomende lewe, in 'n ritme, in 'n dissipline te leef. Moenie meer net ingrypend leef nie, want dan, nou moet ek en Nicole, nou moet ons Bybel lees, en nou moet ons bid, en nou moet ons die duiwel bestraf in haar maatjies, nê? Nou moet ons dit doen. Ons moes lankal terug begin bid het, en Bybel lees het, en bestraf het, lankal terug. Dan was hierdie situasie dalk erg, maar dit was so half, lag het af en sê, luister, ek weet wie ek is. Dis nie asof my identiteit reg deur die vloer val, en hy's nog in free fall, hy val nog steeds. Ek weet nie wanneer toe hy val nie, maar hy's reg deur die vloer, my hele lewe is uit mekaar uit, dis verskriklik nie, hierdie voorkomendheid. Nou, ons sien dit baie in ons land, nê? Ons sien dit met die back and claw op die oomblik, niks, doen niks nie, doen niks nie, doen niks nie, doen niks nie, ingrypend. Ons sien dit met ons paaie, doen niks nie, doen niks nie, doen niks nie, dan moet ons by die agterdeur instap. Jy weet, so, en dis hoe dit werk, dis so, dan wil ons nou ingryp, nê, nou moet ons ingryp. Kyk, ons het nou al die laaste, hoeveel winters wat dit hier voorreën, wat ons in die gat beland en in die slaggat val, jy weet, maar ons doen niks nie, ons vul hom op, en weer eens, die grootste fout wat jy kan maak, is as jou twee pelle jou nooi en vir jou sê, jy is nie meer deel van die groepie nie, om net vinnige, ingrypende dingetjie te doen, want ons is, party van julle is vandag hier, as gevolg van 'n ingrypende situasie. Jy sê, luister, vandag moet ons kerk toe kom. As ons nie vandag kerk toe kom nie, as ons nie vandag die Here gaan aangryp, en hy nie ingryp nie, is ons lewens verby. En al wat hy sê is, ek wil 'n voorkomende vriend vir jou wees, wat jou hand vat, wat jou lei deur hierdie wille waters, deur hierdie donker dieptes, en dit gaan kom, ek kan jou nie beloof, dit gaan nie gebeur nie, die donker dieptes en die back and claw seer en die potholes, partykeer selfs met hierdie nuwe teerpad wat hulle hier maak, gaan daar ook foute kom, maar dan gaan ek is hier by jou, kom in 'n voorkomende mindset, in plaas van, en bou 'n verhouding, 'n sterk, diep verhouding met my, dan as die tye kom, en die maatjies los jou, en die werk sê, hulle het jou nie meer nodig nie, en jou vrou wil jou los, en die kinders hou niks van jou nie, en die katte en die honde blaf vir jou, en byt jou, en ek weet nie wat alles nie, dan kan jy deur hierdie tye kom op 'n manier, jy kan deur dit kom, want daar's 'n sterker hand wat jou dan deur hierdie goeters lei, maar nou, kom ons bid nou vir ons kinders, so ek wil vra, hulle moet sommer net daar bly sit, papa, mamma hou vir hulle vas, druk hulle vas, en kom ons bid vir hulle, en dan wil ek bid vir die onderwysers, want hulle is so 'n belangrike deel van ons bediening. Waar sit hulle? Die personeel. Hey Daniel, jy's 'n champion, hoor. Kom ek sê vir jou, jy's 'n champion, hoor. Dankie. Dankie dat jy voorkomend optree in hierdie kinders se lewe vandag. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir dankie dat ons vandag hier kan wees, Here, dit is vir ons so lekker. Hierdie is die voorkomende dissipline wat ons inbou in ons lewe, want ons weet, Here, hierdie lewe gebeur, en ons dinge wat buite ons beheer is, en daar's goed wat ons onverhoeds betrap, Here, maar ons weet, ons het U nodig, en ons kan in 'n voortdurende, voorkomende, intieme, persoonlike verhouding met U leef. Hoe wonderlik is hierdie uitnodiging nie? Here, ek kom vandag en ek kom seën huisgesinne, mense wat met egte, regte, reël probleme sit, Here, wat met uitdagings sit, wat met aanvalle van die duiwel sit, wat hulle nie weet hoe om te hanteer nie. Here, dankie dat U sê, U sal ons nie bo ons kragte versoek nie, Here, maar U sal vir ons 'n uitkoms gee, Here, en U gee daai uitkoms. Ons eer U vir deurbrake en wonderwerke en die gawes van die Gees wat werk in gesinne. Ons kom seën vandag elke kind, Here, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons seën vir Daniel, Here, wat sy tyd opoffer om vandag daar bo te gaan sit en hierdie kinders te coach en te teach. Seën hom, Here. Dankie vir sy hart, dankie vir sy bediening. Ons eer U vir hom in Jesus se naam. Amen. Bless julle. Kinders gaan geniet dit. Daniel, hulle gaan vandag glad nie stout wees, nie terugpraat nie, niks nie. Sterkte vir jou.
So een van die groot voorkomende aspekte in ons lewe, seker die grootste is die woord van die Here. Wie van julle het al die Bybel deurgelees? So 'n paar van julle, Bybel deurgelees. Wie het hom al meer as een keer deurgelees? Okay, daar is nog so 'n paar hande wat opgaan. Maar die van julle wat hom dalk nou nog nie deurgelees het nie, moenie bekommerd wees nie, daar's nog tyd. Maar het julle agtergekom, die ouens wat hom nou al deurgelees het, jy kry hom nie klaar gelees nie. Jy kry hom nie klaar gelees nie, want nou lees jy hom weer, en dan kom jy by daai selfde vers wat jy gedink het, die Here praat vandag met jou, so met hierdie vers, en dan praat hy oor 'n paar jaar of oor 'n paar maande oor, dan praat hy iets heeltemal anders, hy doen iets anders hier binne in jou. Hy vat jou op 'n ander pad, hy gee vir jou ander lig, 'n ander lamp, vir jou voet in jou pad. Dis die woord van die Here, dis net absoluut verkwikkend, en ek dink, as jy nou praat oor Christendom, en jy praat van ingrypende goeders, dan hierdie is ons kos. Sê Paulus, hy praat van, Jesus sê dit self, hy sê, my voedsel is om die wil van my Vader te doen, so hy moes baie uit die woorde van sy Vader leef. Ons sien ook dat Paulus sê, soos 'n pasgebore baba melk nodig het ons die woord van die Here nodig om aan die lewe te bly. Hierdie is wat my en jou in ons geestelike journey aan die lewe hou, en baie keer verag ons die woord, of kom ons nie by die woord uit nie, lees ons nie die woord nie, maak ons nie erns met die woord nie, en jy voel nie of jy lewendig is nie. Dit voel vir jou of jy dood is, dit voel vir jou iets kort. Jy weet, ons gebruik hierdie woorde, ons sê, iets is missing, daar's 'n gap, ek voel bietjie leeg. Weet jy hoe voel jy leeg? Want as 'n Christen, nooi die Here jou voortdurend deur die Heilige Gees uit na sy woord toe, en 100% van God se wil staan in hierdie woord, opgeteken, maar nou wag ons vir iets anders. Ons wag vir iemand om vir ons 'n woord te kom gee. Ons kan nie wag vir môre se YouVersion skrifvers nie, laat ek net the verse of the day kan lees nie, Maak nie saak hoe uit konteks, wat daai ou daar sê nie, dan voel dit net vir jou, dankie Here, nou kan ek weer Levitikus 7 vers 3, Nou kan ek weer uit hierdie, wat jy daar uitgekry het, weet ek glad nie, maar hy het vir jou daar 'n storie gespin, daai verse of the day wat vir jou iets beteken het, en dis net wat ek nodig gehad het vandag. Ons praat mos so, dit is nou, Here, kan jy dit glo, hier maak ek die Bible app oop, en hier praat die Here nou net met my vandag. Daai ou het jou soos 'n glad nie in gedagte gehad, toe hy daai verse of the day nie, die Here het jou in gedagte gehad, maar dis sy manier om vir jou te sê, kom terug na die woord toe. So hier is die eerste kernbeginsel wat ek met julle wil deel. Die eerste kernbeginsel is dat die woord van die Here is lewenstransformasie. Dit verander jou totale lewe, elke liewe dimensie van jou lewe. Die eerste kernbeginsel is, dat as jy die woord van die Here gaan begin toelaat, om tot jou lewe te spreek, gaan jou lewe transformeer en verander. Dit gaan begin verander. En as ek nou lees hoe Paulus skryf vir Timoteus, in Timoteus, dan begin hy eers te praat oor sy ouma en sy ma. Hy sê, jou ouma Lois en jou ma Eunice, hulle is fenominale mense. Jy moet by hulle sit, hulle moet jou leer. En dan gaan hy verder hier in 2 Timoteus 3 vers 14 tot 16, hy praat weer daaroor, hoor wat sê hy, die van julle wat neerskryf, 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17, hy sê, maar bly jy, hier's niks notas vandag nie, julle ken my nie so nie, ek is 'n notaman, so ek vra om verskoning, hoor, maar bly jy in wat jy wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Jy het by my geleer, jy het by jou ouma geleer, jy het by jou ma geleer, dis wonderlik om jouself oop te maak vir teregwysing van die regte mense. Partykeer voel ons kan nie leer by mense nie. Ek stem nie heeltemal saam met daai ou in daai spesifieke area van sy lewe nie, selfs al stem jy nie altyd saam met mense nie, kan jy altyd iets leer van mense. Daar's sekere goed wat jy kan leer van hulle. Vers 15, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken.
van kleins af die Heilige Skrif te ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die teks kan nooit losgemaak word van Christus nie. Christenskap is Christenskap omdat Christus in die middel staan. Kan jy dink jy het Christene wat nie die Here dien nie, wat nie Christus dien nie? Hy sê, en dan begin hy nou hier by vers 16, hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. So in elke situasie waarin jy kom, of dit nou verlies is, of dit prestasie is, of dit met jou goed gaan, of dit met jou sleg gaan, of dit met jou middelmatig gaan, of dit vir jou voel niks skuif op die oomblik in jou lewe nie. Hy sê, jy gaan voorberei word om volkome op te kan tree in elke liewe omstandighede waarin jy jouself bevind. Dis wat die woord van die Here doen. Ek dink ons gaan weer terug na Bybel toe, julle. Kom ek sê vir julle, ek dink ons het, en ek dink YouVersion en al die Bible apps en alles is amazing, regtig. Ek dink regtig so. Maar waarmee ek myself vang die heeltyd, of wat daai ding my vang is, nou lees ek op my Bybel, nou kom hier 'n WhatsApp deur. Of hier kom 'n e-mail deur, nê. Of hier's 'n Facebook notification. Of ek's nou nog nie so sterk op die Instagram nie, maar nou kom hier 'n Instagram notification deur. Onmiddellik, nê, is ek glad nie meer by die teks nie. Nou is ek by een of ander toepassing. My kop het gedwaal. En ek dink die Here roep ons weer terug. Ek sien ook, ek het nou met 'n klomp manne 'n klein groep begin. Nou vra ek vir hulle, ouens, kom ons blaai hier na Titus toe, nê. Titus. Is daar so 'n boek in die Bybel? Of kom ons gaan na Filemon toe, net na hom. Of Hebreërs, of you name it. Kom ons gaan Psalm toe, kom ons gaan Prediker toe. Kom ons gaan na enige boek toe, 1 Samuel, 2 Samuel, waar ook al. Die mense weet nie, hulle weet nie hoe met hulle Bybel te werk nie. Hulle weet nie lekker, ek kan vir hulle sê, onthou hierdie boek is die 3de boek in die Nuwe Testament. Hulle weet nie waar dit is nie. En dis nie, ek wil amper sê, dis nie dat hulle nie wil Bybel lees nie. Hulle lees Bybel wat glad nie meer dit is nie. Dis 'n versie hier en 'n versie daar en hulle dis die ding en ek dink die Here is besig om ons terug te roep om te sê maar ek wil regtig hê die woord met jou lewe transformeer. So kom ek vat jou na die tweede kernbeginsel toe hier in Hebreërs 4. Nou julle ken Hebreërs 4 baie goed rondom wat hy sê oor die woord as 'n swaard, maar hier sien ek iets van die Here wil jou lewe transformeer, maar hy wil dit doen saam met die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die Gees van waarheid, wat hierdie waarheid vir my en jou oopmaak. Probeer jy hierdie Bybel te lees in jou eie krag. Julle, ek het mos nou al gesien die dosente by die teologiese skole. Ek sien hoe lees hulle hierdie ding in hulle eie krag, en hulle maak baie afleidings. En hulle leer hulle studente in 'n sekere wêreldbeskouing en 'n sekere denke, 'n spesifieke perspektief. Maar jy kan nie die woord van God sonder die Gees van die Here lees nie. Die Gees van die Here maak dit oop, hy maak dit lewendig. Anders kan hierdie teks jou doodmaak. Dat jy kan verstrengel raak, jy kan versmoor in die teks, dit kan te veel raak vir jou. Dit kan jou versmoor. Nou hoor wat sê hy hierso in Hebreërs 4 vers 12. Hy sê want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en dit is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Dit is, jy is amazing, Liam. Dankie Choma. En elke geval, doen hy dit elke liewe week so? Hemel. Gee hom 'n lekker hande klap. Hy's incredible. Well done. Yes. Dankie daarvoor. In elk geval. Maar wat ek wil sê hier is net, niks is weggesteek van die Here af nie, nê?
Maar ek dink dis ook hoekom baie van ons kies om nie, kyk ons sal baie verskonings gee hoekom ons nie die Bybel lees nie. Ek verstaan nie wat ek lees nie, ek weet nie waar ek moet begin lees nie. Dis vir my onmoontlik om te verstaan. Al hierdie, die skrif is te klein en ek het nie 'n Bybel met groter skrif nie, of wat dit ook al mag wees, nê. Maar die Here, die oomblik wat jy die Bybel begin lees, dan ontbloot hy jou eie hart vir jou. Ons harte is so bedrieglik, ons glo onsself. Ons glo dat ons 100% pas in die groep waar ons nou is. Ons glo dat dit is ons mense. Ons glo dat die dinge waarmee ons onsself besig hou, is die dinge waarmee ons onsself nou moet besig hou. En ons glo onsself, ons jok vir onsself. En dan lees jy 'n teks wat vir jou vra oor die bedoelings van jou hart. Wat vir jou vra oor jou denke en jou motiewe en jou emosies. En dan moet jy dit eerlik beantwoord en vir jouself eerlik sê waar jy staan, maar dis wat die Gees van die Here doen. Hy doen dit met so 'n gentleness, nee, hy doen dit met so, en partykeer, ek meen die woord beoordeel. Dis seker een van die hardste, lelikste woorde in ons kultuur vandag. Jy het my gejudge, jy het my beoordeel. Ek het baie judgy gevoel toe ek met daai persoon gepraat het. Toe ek in daai kerk gesit het, ek baie judgy gevoel, nee. Hier kom hy en hy sê, dit beoordeel. So ek weet nie, ek dink ons het van die mooiste woorde die lelikste woorde gemaak. Die woordjie bekering is seker, beteken dit ek moet anders begin lewe, anders begin dink. Die Here sal dit nooit van my verwag nie. Hy sal nooit van my verwag om iets buite my comfort zone of buite my lekker gemak gerieflike lewe te doen nie. Nee, hy wil dit doen. Hy wil jou juis red. Want dis daai gemaklike breë pad wat jou vat na 'n plek toe waar jy nooit wil opeindig by nie. Nooit nie. Ek dink die derde kernbeginsel, so dalk net weer sê, die eerste een is dis transformasie vir my en jou, lewenstransformasie. Die tweede een is dis 'n vennootskap met die Heilige Gees, wanneer ek en jy na die woord van die Here toe gaan. Die derde ene is dis 'n ontmoeting met God. Kan jy dink dat jy 'n ontmoeting met die Here kan hê deur die teks? Jy kan vir mense vra wat, waar Jesus hulle paie gekruis het, wat so ontmoeting het hulle gehad met die Here? Hoe fenomenaal was dit vir hulle? Ek meen dis julle kerk se naam is die lewende woord. Dis wie julle is. Dis in julle DNA, dis onder die grond. Niemand kan dit miskien sien nie, maar dis waaruit julle groei. Julle staan op hierdie anker, op hierdie vaste fundament namens die woord. Volgens die woord lewe julle. En dis hoe julle ontmoetings van die Here kry. Ek weet ons sing en is lekker en ons dans en ons jabula en ons steek ons hande in die lug op en ons klap hande as hulle sê ons moet hande klap. Party van julle klap hande voordat hulle nog gesê het julle moet hande klap. Dis great, nee? Dis amazing. En ons leef onsself so in en ons kry bietjie hoendervleis en ons huil bietjie in. Dis regtig, dis amazing en dit moet so wees, maar as dit nie gekoppel is aan die woord nie. Jy kan liedjies sing, ouens, ek sê nou vir julle. Ons het so 'n paar weke terug het ek en Natasha die Lumineers gaan kyk, daar by die Sambet Arena. Ek was in trane. My hande was in die lug. Ek het hande geklap. Dis nie 'n worship band nie. Dis 'n wêreldse band, 'n sekulêre band. Ek het so 'n emosionele ervaring gehad. Dit was net nie waar nie, asof Jesus self op daai stage is. Hy was nie daar op daai stage nie. En ek sê nie dis verkeerd nie. Ek sê net alles wat ons sing, alles wat ons praat, alles wat ons doen, moet getoets word aan die woord van die Here. Want dit sal die diepte van ons ontmoeting, sal dit kan clarify. Dit sal sê, was daar 'n werklike ontmoeting, of was dit net 'n lekker emosionele ervaring? Julle en ek is vir emosionele ervarings, hoor. Ek love emosionele ervarings. Ek het nou net vir julle gesê, ons het 2 weke terug, daar by die Lumineers, het ons lekker gejabula, op baie musiek, nee? Lekker gewees. En dit was 'n emosionele tyd wat ons beleef het. Maar dit was nie noodwendig geanker in die woord nie. Ek meen, hoeveel keer het jy al gewens, jy kan Jesus van aangesig tot aangesig sien, 'n ontmoeting met hom hê, jou probleme met hom deel, met hom praat. Nou is hy hier voor jou. Hy's hier. Hy's hier, die woord is hier.
Jy weet, hierdie is die waarheid en die waarheid gaan jou vrymaak. Ons moet dalk weer saamkom en die persone wat sukkel om te lees of sukkel om te konsentreer of bietjie ADHD het of wat ook al, sê luister, kom, ek sal vir jou Bybel lees. Kom ons gaan in 'n tyd, elke week 'n halfuur, nee, of elke dag net 10 minute, soms op 'n WhatsApp call of wat ook al. Kom ons lees net saam Bybel. Want ek weet daar's mense wat sukkel om Bybel te lees. Ek weet daar's mense wat sukkel om te konsentreer. Charles Spurgeon het 'n mooi ding gesê. Hy het gesê die woord van God vasgelê in jou gedagtes is beter as die woord van God wat lê op jou boekrak. So hierdie is iets, as ek nou dink aan Psalm 119 toe, nou, ek wil hê ons moet nou die woord van die Here memoriseer, en ek het gedink Psalm 119 is 'n lekker teks, 'n lekker boek om dit mee te begin hê. Ek dink is net 170 verse, 176 verse, is hier 176 mense in hierdie kerk vanoggend, nee, ons begin daar en elkeen kan net een vers memoriseer. Maar dis my groot vraag, nadat ons sê, dis so kernbelangrik om die teks te lees, hoe memoriseer ons die woord? Hoe kry ek dit in daai dogtertjie van my se kop, dat wanneer enige ding met haar gebeur, moet sy die woord aanhaal, en nie een of ander emosie aangryp, of een of ander sad gedagte kry, of ek gaan dit nie kan maak nie, of wat ook al nie. Hoe kan sy onmiddellik, hoe sal haar default is die woord? Want dis wat ons kinders moet leer. Dis wat die Bybel sê, hoe gaan 'n jongeling sy pad skoon hou? Deur dit te hou aan die woord van die Here. En hulle gaan weird wees. En dis seker die grootste toets wat ons almal moet slaag, is weirdness in hierdie wêreld. Want die wêreld sê vir jou, jy mag nie beoordeel nie. Die wêreld sê vir jou, jy mag nie tot bekering kom nie. Die wêreld sê vir jou dit, die wêreld sê vir jou dat. Nou sê jy net die teenoorgestelde. Jy sê beoordeel. Wel, die Bybel sê ook, moenie oordeel nie, sodat jy weet, jy gaan met dieselfde maat waarmee jy oordeel, gaan jy geoordeel word, maar die woord oordeel ons. So, kom ons gaan na Psalm 119 vers 11 toe, hoor wat sê hy. Hy sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Hoor, dat ek nie teen myself sal sondig nie. Dat ek nie teen ander mense sal sondig nie. Dat ek nie teen u sal sondig nie. As God se woord in ons harte en in ons monde en in ons wese is, dan sukkel ons om te kies teen die woord van die Here, want dis deel van ons, dis in ons. Dit skyn deur ons. Dis wie ons is. Ons is mense van die woord, nie beter as ander mense nie, deur die genade van die Here, deur geloof gered. Maar nou het ons net die woord van die Here begin toelaat in ons lewe. En is nie eenvoudig nie. Jy moet hierdie Bybel oopmaak, jy moet hom lees. Dis 'n disippelskap proses en beginsel om die Bybel te lees. Jy weet, ons sê baie keer, ek wil my besigheid of my plaas of my kerk, wil ek bou op die anker, op die fondasie van die woord. Nee, dan wat doen ons? Dan gooi ons 'n Bybel in die fondasie in. Ons gaan koop 'n nuwe Bybel daar by Koem Boeke vir R300. Dan gooi ons hom in die fondasie en dis mooi. Dis baie baie mooi. Hierdie ding is lewendig. Hy word nie vasgesement in 'n fondasie nie. Hy's op sy effektiefste wanneer hy oopgemaak word, wanneer hy gelees word. Hy's op sy effektiefste wanneer hy toegepas word. Nie eers, Jakobus praat daarvan, hy sê moenie net hoorders van hierdie woord wees nie, maar wees daders van hierdie woord. Jy moet jouself nie bedrieg nie, moenie vir jouself in 'n spieël gaan kyk en sê ek's okay nie. Hierdie is die spieël. Hier is hoe ons verander word van heerlikheid tot heerlikheid, soos deur die Gees. Hierdie verander ons hele denke, ons hele lewe. So net miskien 'n paar beginsels as ons dink aan memoriseer die woord. Hoe memoriseer jy die woord? Vir my is dit altyd, kan julle onthou daai, ek weet nie wie van julle het geskiedenis gehad op skool of daai vreeslike leervakke nie. Jy moet daai ding soos 'n papegaai. Ons het die ander dag, ons het 'n ander graad 11 leerder wat saam met ons ry skool toe en sy skryf die ander dag besigheid. Sy sê, oom, kan ek asseblief hard lees? Ek sê 100%. Sy sê, kan ek al my lang vrae of al die vrae kan ek sulke rympies voor. Nou is dit Piet se, Sannie se, Koos se, dit se, dat se, ek weet nie wat se ding alles nie. Dis die vreemdste sin. Ek sê vir, hoe gaan jy hierdie rympies onthou? Dis verskriklik, nê?
Konteks, dis die eerste groot ding. As jy die woord van die Here wil memoriseer, moet jy die konteks van die teks ken. Andersins is dit vir jou. Kom ons gaan Johannes 3 vers 16. Dit is nou die bekendste vers in die hele Bybel. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Nou as jy daai teks nou moet onthou, nê, waar staan hy, wat was die gebeure rondom dit, wat was die konteks, wat het daai aand daar gebeur, want hy sê dit in die aand en hy sê dit vir een man, hy sê dit vir 'n ou met die naam van Nikodemus. Nou ergens moes Johannes afgeluister het, want hy het dit geskryf, maar dit was eintlik Nikodemus hy is 'n fariseer. Wie van julle het The Chosen gekyk, net om jou so 'n idee te gee van wie Nikodemus was, nê? Nikodemus was hierdie waardige man, hierdie man met status, nê? Hy kom in 'n situasie en om 'n situasie te red. Hy gee die antwoorde, jy weet, hy vra nie die vrae nie. Hy gee die antwoorde, ander mense vra die vrae. Nou weet hy nie wat is die antwoord op een van die grootste vrae nie. Hoe kan ek die ewige lewe beerwe? Hoe werk hierdie ding met Jesus? Hy het agtergekom, het wonderwerke begin plaasvind. Nou gaan hy in die aand, in die skuiling van die nag, in die donkerte gaan hy na Jesus toe en hy vra hom oor hierdie ewige lewe en wat is die waarheid in al hierdie goeters? En Jesus sê vir hom op 'n stadium, hy praat met hom oor wedergeboorte, dan is hy confused, moet ek weer teruggaan in my baarmoeder, ek kan tog nie weer gebore word nie. Dan sê hy, nee, jy moet geestelik gebore word, dit wat uit vlees is, moet in die gees gebore word. Hy praat met hom daaroor en dan praat hy met hom oor, want so lief het God die wêreld gehad. En kan ek vir jou sê, ek is daai seun, die wat in my glo, hoef nooit verlore te gaan nie, maar hulle kan die ewige lewe beerwe. Die konteks, voordat jy nog wil begin memoriseer, kry vir jou 'n verklarende Bybel. Gaan koop vir jou 'n Bybel wat onder vir jou presies sê, hulle is nou in Jerusalem, dit is nou aand, dit is wat nou gebeur, dis die gesprek tussen die mense, en lees hierdie voetnotas, lees hierdie verklarende stukkies, sodat jy agter die kap van die Bybel kan kom, want is baie makliker om Adolf Hitler se naam te onthou, as jy presies weet, dis van 39 tot 45, 1939 tot 1945, dit speel af in hierdie lande, hy's 'n Oostenryker, as jy die storie ken, dan is dit baie maklik. Wie was nou weer daai ou in die Tweede Wêreldoorlog, weet jy wat sy naam? Nou ons almal Adolf Hitler, ons ken hom amper beter as Nikodemus, maar hoor julle wat ek sê, dat ons net kom agter die kap van die Bybel, verstaan die storie, verstaan die konteks, jy gaan dit soveel beter kan onthou. Ek dink die tweede ding is, as jy die woord wil memoriseer, breek dit af in frases. Breek daai teks nou. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Julle, ons moet daai teks ken. Ons moet hom uit ons koppe uit ken. Ons moet hom in ons hart, hy moet hier lê, hy moet naby lê. Hy moet naby lê. As jy ooit wonder hoe lief God jou het, moet jy weet, hy het alles gegee wat hy gehad het. Waarvan het hy min gehad? Hy het net een seun gehad. Dit praat van passie, hoor. Dit praat van lyding. Hy het alles gegee vir my. Ja, luister hier, as iemand bereid was om dit vir my te doen, dan is ek bereid om my hele lewe aan so 'n persoon te wy. So maak dit persoonlik. Ek dink die derde ding is, gebruik die vers gereeld. Gebruik daai vers. So jy het dit nou vanoggend gelees. So hierdie is nou baie prakties, né? Jy het nou die konteks, breek hom op in frases, gebruik die teks vandag. Soms wel uit konteks uit partykeer, né? As iemand met jou praat, sê ja, jy weet nie wat, ons praat nou net oor plumbing, maar ek lees nou vanoggend hierdie vers, né? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie hoef verlore te gaan nie. Weet jy, dit voel vir my hierdie pype, ons is verlore in al hierdie nonsens, né? Maar jy geweet, Jesus het daarom, hy het vir ons gesterf, ons hoef nie so verlore en vol nonsens te wees nie. Jy weet, gebruik hom. Jy moet 'n plekkie kry om hom 'n parkering te gee vandag.
Daai vers moet geparkeer word. En dan môre lees jy weer 'n ander vers en dan moet hy weer geparkeer word. En jy moet die konteks verstaan en so gaan jy aan en jy lees dit, jy gebruik dit gereeld, jy breek dit op in frases, jy leer die woord. Jy leer net iets as jy dit doen. Weet julle wie leer die meeste vandag? Is ek. Ek leer die meeste. Want ek praat en ek herinner myself. Daai ou wat sê, luister, ek het hom nou baie geleer vandag, nê? Hy gaan eet ietsie nou vanmiddag, hy gaan slaap. Kom ons vra hom Dinsdag. Luister jy, wat het Paul gesê? Nee, Paul het oor Jesus gepraat. Nee, maar is great, ek's bly. Jy kan goed, jy kon 90% van die preek onthou. Dis wonderlik. Maar ons kan nie eers onthou wat ons vanoggend gelees het nie, want ons lees dit asof dit geen toepassing het in ons lewe nie. Ons lees nou vandag hier. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n owerste uit die Jode. Here, dankie, u het vanoggend so met my gepraat. Ek waardeer dit so baie. My stukkie gelees, nou bid ek 'n 2 sekonde gebedjie en ek is hier. Luister hier, nou moet ons gaan werk, hoor. Ja, Boeties, nou moet ons bou. Is julle ons reg? En is vloekwoorde en is 'n geskelende kere en wat ook al. Jy dink nie eers weer aan wie? Wat? Nico, ek moet weer lees. Wat? Nico, ek moet net onthou Nico. Waar die Demus vandaan kom, weet geen mens nie. Maar so ons moet hierdie woord van toepassing maak op ons lewe, julle. En dan die laaste ding wat ek wil sê is laat die woord jou gedagtespatrone begin verander. Laat toe dat, julle, hier is ons, ek dink persoonlik, hierdie is ons grootste stronghold. Dis ons grootste probleem. Hierdie is die rede hoekom ons nie betrokke kan raak nie. Toe ek vanoggend sê, Daniel gaan die kinders bedien. Weet julle wat se stronghold, miskien, ek weet nie, moes Daniel oorkom, om saam met daai 15 kindertjies op te stap na daai vertrek toe, om hulle te gaan bedien. Vir my is dit 'n onmoontlikheid. Geen man oor 50 behoort so iets te doen nie. Hoor julle wat ek sê? Vir my is dit net, dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Hierdie moet 'n student wees. Ek het in my kop sien ek 'n 23-jarige girl. Jy weet, ek sien hoe sy vibrant is en amper jy wat daar sit en lag, nê? Jy moet eintlik daar bo wees vandag, maar in elk geval dis wat ek sien, maar dis in my kop. Dis hoe dit in my kop werk. Maar ons het nou net gesien, dis glad nie hoe dit werk nie. Maar miskien is Daniel net anders. Hy is, né? So hy's anders. Hy's uniek, né? Okay? Nee. Daniel het nou, weet julle wat? Daniel het oor 'n paar hekkies, hy's 'n paar hekkies voor ons. Ek sê julle nou al, hy's 'n paar hekkies voor ons. Want van my dit verwag. Toe ek kyk na hierdie video's, né? Nou pak hulle hierdie tafels uit met hierdie tannies. Ek wil nie sê ou tannies nie, want van die ou tannies sit dalk nou hier so in die kerk, né? Maar van hierdie tannies wat nou hier sit of jy wat betrokke raak daar by die aftreeoort of wat ook al. Dan dink ek myself, ag Here, dankie dat ek net 'n paar rand kan gee. Dat die ander mense dit kan doen. Here, want dit is net, ek kan nie sien, of ons sê goed, soos ek raak aan verskriklik emosioneel, as ek mense so sien suffer en goeders. Ek wil liever sê gaan nie, maar hier's 'n 10 rand, hoor. Geniet julle uitreik. Toe sy nou praat van die Pilates op die matte en die goed, ek dink vir myself, is hierdie vrou heeltemal van haar, heeltemal. Ek weet Pilates in 'n kerk, hoe doen 'n mens so iets? Nee, en nou nog op worship musiek ook. Sy's 'n paar stappies voor ons. Sy het toegelaat dat die woord van die Here haar gedagtespatrone verander. En hier sit ek en jy nog in 1981. En dis hoe kerk moet lyk, en dis hoe ons moet praat, en dis wat ons moet aantrek, en dis hoe ons moet preek. En dit werk glad nie eers meer, lankal nie meer so nie. Die Here het aanbeweeg. En die Here wil jou so graag gebruik. Elkeen van ons kan 'n Daniel wees. Elkeen van ons kan 'n Simon wees. Elkeen van ons kan dit doen. Ons gedagtespatrone is so vas. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons gedagtes reshape. Ek het vir julle, Liam, ons gaan na daai liedjie luister, gee my net 'n oomblik dat ek net iets sê oor die liedjie. So ek het 'n liedjie ontdek op die internet, ek dink is 'n AI liedjie. Maar dit is okay, ek weet glad nie wie dit hom geskryf of ek dink is 'n rekenaar.
Maar hierdie rekenaar ken sy storie, hoor. Sy gedagtespatrone is verander. maar hy het vir ons 'n liedjie geskryf en die liedjie se naam is Waai deur my. Jo, maar toe ek dit die eerste keer hoor, julle sal nou hoor. Wat ek jou wil vra in hierdie song, nê, is hierdie woord gaan jou hele lewe verander as jy hom toelaat. Het gaan tyd vat, maar onthou die Here het tyd. Hy het tyd. Hy het tyd vir jou en hy gaan vir jou tyd gee om dit te doen. Laat toe dat hierdie lied vanoggend net die uitnodiging wees waar jy sê, Here, ek maak myself oop dat die Gees deur my kan waai. Is dit reg met julle? En dan sal ek net vir ons afsluit met gebed. Gooi hom, Liam. Dankie. Heilige Gees, wil my nou. Ek wil totaal op u leiding vertrou. Vul my denke en hart, o Heer, met uw oorvloed en uw krag, meer en meer. Heilige Gees, neem my in beheer. Daar is niks beter wat ek kan begeer. Dan alleen kan ek vrugte dra. Dan alleen kan ek doen wat u vra. Waai deur my, o Heilige Gees, kom woon vol in my. Ek stel my oop, laat my oorloop met al die volheid. O waai deur my. Heilige Gees, o my hart smag na u. Sonder u volheid wil ek nie leef nie. Maak my skoon, O maak my skoon, dat u nog voller in my kan woon. Waai deur my, o Heilige Gees, kom woon vol in my. Ek stel my oop, laat my oorloop met al die volheid. O waai deur my, o Heilige Gees, kom woon vol in my. Ek stel my oop, laat my oorloop met al die volheid. O waai deur my. As jy julle kos bid saam. As daar iemand is wat regtig 'n gebed nodig het en sê maar ek het die ingrypende hand van die Here nodig. Dan wil ek graag saam met jou bid want ek weet ook ek het dit nou gesien die afgelope 2 weke as mense op daai punt kom in hulle lewe. En die Here gaan dit nie teen jou hou. Onthou hy sê wanneer jy wysheid kort kom, kan jy dit van my vra en ek sal dit sonder voorbehoud vir jou gee. Die Here is nie teen ingrypend nie. Moet my nie verkeerd verstaan nie, maar jy sit dalk in 'n situasie waar jy die ingryping van die Here benodig. En ek het soveel empatie vir jou as jy daar is vandag. En dan sal mense wat sê, weet jy, ek begeer so om in 'n voorkomende verhouding met die Here betrokke te raak. En nie net met die Here nie, met die kerk, met my
finansies, met my vrou, met my huwelik, my man, my kinders, voorkomende liefde, voorkomende ritmes. En ek wil vir albei daai mense bid vandag. So jy kan net so sit en dan kan jy net hierdie gebed ontvang en beleef net hoe die Here deur sy gees deur jou waai. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe in Jesus se naam en ons sê vir U dankie vir U woord, Here. Dankie vir U woord wat ons so kom verkoop, so kom versterk, so kom opbou, Here. Ons kom vermaan. Here, ons kom tug, wat ons weer terugwys na U toe, wat ons volkome laat optree in elke omstandighede, wat ons volwasse maak, wat ons sterk maak, Here. Ek wil vir U dankie sê vir U woord vanoggend. Here, dankie ook vir elkeen wat hier sit. Here, U ken elke persoon by die naam, U ken elke persoon se omstandighede, Here, en ons het baie goed geraak om die goeders wat so ingrypend in ons lewens is, te kan toemaak, te kan verberg, te kan wegsteek, Here. Maar U weet van mense wat vandag 'n ingryping nodig het van U. Mense wat in groot moeilikheid is, mense wat 'n doodsangs en 'n benoudheid beleef, mense wat bekommerd is, mense wat teleurgesteld is, mense wat onkant betrap is, mense wat verward is, mense wat oorweldig is, mense wat siek is, mense wat bang is. Here, ons kan al hierdie negatiewe woorde opnoem. U weet wat dit veroorsaak. U weet wat is die situasie, Here. Here, ons weet ook dat U is getrou om in elke omstandighede vir ons 'n uitweg en 'n uitkoms te gee, en ek wil vandag kom bid, Here, vir wysheid. Ek wil vandag kom bid, Here, dat ons met die regte mense sal gaan praat, Here, dat ons nie op ons eie insigte sal staat maak nie, maar dat ons U sal ken in al ons weë, en dat U ons paaie voor ons gelyk sal maak, Here. Ek weet ook U kan ver meer doen as wat ons kan dink of bid, deur die krag wat in ons werk, Here, en ek wil net bid vir daai krag. Ek wil kom vra, Here, dat die krag van die Heilige Gees oor mense sal kom, oor situasies sal kom, Here, en dat U 'n wonderwerk sal kom doen in mense se lewens. Dankie dat ons dit kan bid. Ek bid vir 'n gawe van geloof, gawe van wysheid, gawe van kennis, Here, gawe van onderskeiding om te weet wat om nou te doen. Heilige Gees, waai deur mense en deur mense se omstandighede. Here, dan wil ek kom bid vir mense wat sê, Paul, ek kan nie vir jou sê hoe honger is ek om 'n voorkomende dissipline pad met God te stap nie. Ek bied altyd verskonings aan. Ek is altyd te besig om Bybel te lees. Ek is altyd te aan die gang om betrokke te raak by die kerk. Ek is altyd te dit of dat, of ek het altyd 'n verskoning. Ek het die Here nodig dat hy in my lewe kom werk. Here, ek wil vra, kom vul mense vanoggend met die Gees, Here. Kom doop mense met die Gees, want elke keer wanneer mense leeg gevoel het, daar's 'n gaping, ek kan dit nie doen nie, Here, dan het U Gees in Handelinge oor daai apostels en daai mense gekom, en daarna was hulle nooit weer dieselfde nie. Hulle het begin bedien in die krag van die Gees. Hulle het begin optree met wysheid. Hulle was vol van die Heilige Gees. Hulle het in allerlei tale gespreek. Hulle het die gawes van die Gees gehad. Here, ek bid dit vir ons gemeente. Ek bid, Here, dat U mense sal opwek. Ek wil vra niks meer verskonings. Nee, ek sal bietjie van dit en ek sal ek sal nie 'n bietjie nie. Ek sal alles. Ek gaan voorkomend begin optree in hierdie gemeente. En ek gaan hierdie gemeente bystaan, ook in hierdie moeilike tyd. Here, waar ons nou by die agterdeur moet inkom. Ek weet vir party mense is dit niks nie, Here. Vir ander mense is dit 'n big deal. Here, so ek wil vra, help ons met hierdie pad. Ons weet nie wat alles moet gebeur nie, hoe lank dit gaan vat nie, maar Here, ons wil vra asseblief, gaan ons vooruit. Here, daar's situasies in hierdie gemeente waar U moet vooruit gaan, Here. Ons weet nog nie eers daar's 'n uitdaging nie. Here, hanteer al daai uitdaging voordat ons daar kom, Here. Ek sê vir U dankie daarvoor. Ons wil nie ons rol minimaliseer nie, ons wil nie ons verantwoordelikheid weggee nie, maar Here, werk dan deur ons. Ons stel ons liggame tot beskikking voor U, Here, as 'n offer, Here. Ons kom offer ons liggame, ons lewens, ons huwelike voor U vandag. En ons sê, kom waai deur ons, Heilige Gees. In Jesus se naam. Amen.